Ons nuuspersoon van die week, Liesel de Lange van Rapport, baie welkom in die ateljee. Dankie. Nie stories ingepak so sardientjies in 'n blikkie. Dit is hoe hierdie week gelyk het. Ons begin by die Madlanga kommissie. Ons is redelik kommissie vuisvoors. Hy herinner ons net weer in een sin dalk. Hoekom is hierdie een belangrik? Hierdie een is baie belangrik want dit is hopelik 'n goeie kans wat ons het om die verrotting binne die regstelsel reg te stel. Ja, en hierdie week se getuienis van advokaat Andrea Johnson van die onafhanklike ondersoekdirektoraat, dit breek al vir mense hart. Dit breek ons hart want sy is een van daai mense wat nie regtig vroeër betrek is by 'n klomp kom ek sê donker geheime of donker probleme binne die polisie en die regstelsel nie. Maar ongelukkig het daar nou oor die afgelope weke daar heelwat uitgekom wat vraagtekens oor haar ook laat ontstaan het. Byvoorbeeld dit blyk dat haar getuienis nou by die Madlanga kommissie is teenstrydig met wat sy einde verlede jaar by die parlementêre ad hoc komitee gelewer het wat ook kyk na die beweringe van generaal Mkhwanazi rondom probleme in die polisiediens. Daar het kwessies uitgekom waar sy byvoorbeeld ook die afgelope week gebieg het dat sy nie behoorlik gekyk het na sekere inligting, byvoorbeeld met daar's 'n vrou by Brigadier Mokwele wat aangekla is van korrupsie as gevolg van haar aanstelling by die misdaadintelligensiediens en sy's as deel van die groep saam met generaal Khumalo gearresteer. Maar dit blyk nou dat sy wel die regte kwalifikasies gehad het. En advokaat Johnson het toegesê maar dit lyk my nie sy het behoorlik daarna gekyk voordat die vrou aangekla is nie. Ek het nou geluister na 'n uittreksel van die ondervraging van haar van een van die kommissarisse. En daar's baie ernstige vrae oor haar leierskapsvermoë. Maar dit lyk tog vir 'n mens asof die kommissie redelik effektief sy werk doen. Sou jy daarmee saamstem? Ja, nee, daar's definitiewe voorbeelde van waar hulle baie effektief hulle werk doen. Ons sien byvoorbeeld hierdie week nou, het die hofsaak uiteindelik teen Nosiviwe Mapisa-Ngakula, ons voormalige, sy was omtrent vir 10 jaar, amper 'n dekade was sy minister van verdediging en toe was sy ook speaker in die parlement en sy word aangekla, ek dink is meer as 12 klagte van korrupsie en geldwasery, waar sy na bewering in haar tydperk as minister van verdediging 4,8 miljoen rand in omkoopgeld of gunslone of wat ook al mense dit nou sou kon stel, ontvang het. En daai hofsaak wat hierdie week begin, is een van die sake waaraan die onafhanklike ondersoekdirektoraat. Ja, so dis half konflikterende emosies wat 'n mens ervaar rondom hierdie week se gebeure. Maar as 'n mens nou luister na die staat se hoofgetuie in die Mapisa-Ngakula saak, en 'n mens glo haar nou, dan lyk vir my is dit asof daar 'n redelik gemaklike atmosfeer is rondom hierdie korrupsiebedrywighede, want sy vertel hoe sy daar ingestap het by die kantore en almal so half joviaal is. O, is jy ookie, jy's seker een van die groot tenderhouers. Weet hoe moet mense oor hierdie goed voel behalwe regtig diep depressief? Wel, ongelukkig, ten minste kom baie van die goed nou uit by die Madlanga kommissie, maar ek dink ons het in die afgelope paar jaar gereeld gesien dat daar nogal, soos die Engels sou sê, brazenly word daar met omkoopgeld omgegaan of verwagtinge geskep. Byvoorbeeld, soos jy nou gesê, die hoofgetuie teen Nosiviwe Mapisa-Ngakula. Jy weet, dit laat weet dat daar tussenganger het, haar laat weet sy moet hier 200 000 rand bring en daar 300 000 rand. En is nogal kommerwekkend dat mense met soveel selfvertroue weet skelmstreke kan aangaan en lyk asof hulle dink hulle gaan nie uitgevang word nie. Nou Liesel, ons moet op 'n bietjie van 'n ligter noot eindig. Die OVK wat sê hy verwag die groot totaal van 100 000 kandidaate vir die 4de November se verkiesing. Hoe is dit moontlik? Hoe kry mense 100 000 mense? Wel kyk, jy sit met al daai, dis wat 257 munisipaliteite wat nou setels het. Daar's 10 000 setels in totaal beskikbaar. So daar is net 10 000 plekke. So 90 000 mense gaan baie teleurgesteld wees en gaan nie ingestem word nie. Maar ons moet ook onthou, behalwe vir 'n sweetriool politieke partye, het ons ook geweldig baie onafhanklike kandidaate wat staan in die plaaslike regeringsverkiesings. En daar is natuurlik 'n beskouing wat sê dat hierdie onafhanklike kandidaate is eintlik besig om die proses te verwater. Wat is jou opinie daaroor? Wel, die probleem of die voordeel van die onafhanklike kandidaate is hulle verteenwoordig dikwels die gemeenskappe baie sterker want hulle kom uit daai gemeenskappe uit, hulle verteenwoordig hulle is nie kom ons sê soos die Engels sê beholden aan 'n politieke party en die kwessies wat 'n groter kwessies wat 'n politieke party dalk vooropstel nie. So hulle is regtig aktivisties en vir die gemeenskap. Liesel de Lange, baie dankie dat jy vanoggend kom kuier het in die ateljee en onthou net, volgende naweek is die laaste geleentheid wat jy het om te registreer vir die verkiesing.